Goeiedag aan almal. Ja, ek is vanoggend hier met Dominee Skalk van Wyk, wat hier by ons in die gemeente is. Ons is so besig oor 'n klomp weke met die Heidelbergse katekismes en tog gedink Skalk dat ons vanoggend net praat oor oorlog in lydenstyd. Dat ons 'n bietjie praat oor die situasie van die afgelope tyd en mense wat net inluister kan dink oor hoe dit julle kon geraak het, hoe julle gevoel het en waar bring dit julle vandag. En ek het spesifiek gedink aan hoe lydenstyd ons perspektief verander. Skalk, so ek kan vir jou sê, ek gaan dit vir jou ook vra, maar ek kan vir jou sê, ek het die afgelope week gevoelens wat by my opgekom het oor die oorlog in die Midde-Ooste en besluite is nuuskierigheid, frustrasie, nie agterkom, hoe maak 'n mens sin van dit alles? En toe vind ek myself, ek kyk YouTube video's en teenoorstaande perspektiewe en verskille en mense sê hoe lank dit nog gaan vat en wat gaan die impak wees? En is dit die regte ding, is dit die verkeerde ding? En tussen dit sien ons die bomme vlieg. Maar ons sien nie waar hulle val en waar hulle skade, jy sien nog nie lekker dit nie. Jy sien net hierdie goedjies in die lug wat trek. Waar het hierdie week jou uitgebring? En ons kan spesifiek dan net praat oor oorlog in lydenstyd. Marius, ja, kyk, miskien moet ons begin deur te sê, daar is geen wenners in 'n oorlog nie. Daar's lyke, daar's lyding, daar's afgebreekte huise. Wat my hart breek, is, ek weet hoe swaar het ek aan my besittingkies gekom deur die jare, hoe moes ek meet en pas en afbetaal en goed te doen. Nou sien ek hier so hoe ander kom en ander mense se huise en karre en goed sommer net vernietig. Dan praat ons nog nie eers, glad nog nie eers van lewens nie. Ja, ons praat net van besit. En van kindertjies nie. Ek bedoel, as ek 'n Palestynse mammie wat ons nou baie gesien het, ek het nou nog nie in die oorlog die gesien nie, met haar kindjie in die arm sien, dan skeer dit my hart uitmekaar. So interessant, ten spyte van nou die reg of verkeerd, en wie nou bo, wat 'n leier reg of verkeerd is, die gevolg van daai ding is verkeerd. Ja, nee. Ja, is verkeerd. Maar nou rationaliseer ons bo oor wat die regte ding is. Maar wat doen 'n mens met dan die lyding wat kom, die vernietiging wat kom uit dit? Want ons is tog deur 2 groot oorloë. Die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog. Ja, en dan 'n klomp ander oorloë, die Boereoorlog, en geen van daai oorloë, jy weet, het wat, ja, ons kan sê waarde daarvan nie, maar dit het vernietig. Dit het vernietig, en die blywende gevolge van die goed, ja, ek weet nie wat 'n mens daaroor moet sê nie. Kom, ek wil net begin met, ek het so 'n paar jaar terug 'n etiek handboek geskrywe en ek het nooit voor die tyd oor die oorlog so diep gedink nie. Daar was ander goed in die etiek wat my kop besiger gehou het. Oorlog het so op die rand daarvan gelê. Maar toe met die skrywe van die handboek is natuurlik moet ek toe 'n hoofstuk oor die oorlog insit. En op die manier het ek toe na Stanley Hauer was, man, 'n toegewyde, briljante denker en toegewy aan die Here. By sy boeke oor die oorlog uitgekom en bietjie fyner daarna gekyk, hy het onder andere een geskryf, The Peaceable Kingdom. Die Koninkryk van God is 'n vredesryk. Dis nie 'n oorlogsryk nie. Dis nie 'n oorlogsryk nie. Jy weet, en Stanley Hauer is 'n totale passivus. Alles wat hy sê, wat hy in die Bybel lees en wat hy aan die voete van Jesus snap, sê vir hom, jy maak nie oorlog nie. Nie alternatief. Die alternatief... Ons kan ons sê, oorlog kan ook mos nou goed wees. Jy kan mos nou beklei vir iemand wat swaar kry. Maar oorlog is dikwels
nie gemotiveer deur dit nie, dis gemotiveer deur bates. Ja, oorlog En is nie, wins. kyk nou beklei ek, want kyk hierdie ou kry nou swaar, nou begin ek beklei en nou maak ek 'n klomp ander mense wat swaar kry. Ja, Jy weet, dit los nie die swaar kry op. Dit los nie die swaar kry op nie. Jesus het gesê vir Petrus toe hy sy swaard uittrek, jy's in die lydenstyd, om te keer dat Jesus gevange geneem word. Hy wil die Here Jesus beskerm. En Jesus sê vir hom, sit terug jou swaard in sy skede, want hy wat deur die swaard lewe sal deur die swaard sterwe. En daar is 'n diepe waarheid daarin. Kyk, in Openbaring is daar ook die groot troonsaal prentjie waar Johannes sien hoe dat hy sien die boekrol wat simboliseer God se plan om die wêreld heel te maak, reg te maak. En die boekrol is verseël met 7 seels en niemand is waardig om die seels oop te maak nie. En dan bars Johannes in trane uit, want die wêreld is so deurmekaar plek en die seels moet oopgemaak word. En dan hoor hy 'n stem wat sê, die leeu uit die stam van Juda, hy is waardig om die seels oop te maak. Nou, leeu is 'n beeld van verskeuring en van krag en van mag. En dit is waarvoor Israel heeltyd gewag het. Ja, daar kom leeuw. uit die stam van Juda kom 'n leeu. Hy's 'n Davids figuur en Dawid was 'n kruisman, né? En wie kom toe? En toe hy omdraai om te kyk na die leeu, toe sien hy 'n lam wat geslag is. En dit is 'n mooi beeld, né? Ja, Tussen dis die krag en die onmag, eintlik maar die mag. Maar God se krag, God is 'n leeu deur sy seun te offer. Jesus is die leeu wat sterwe vir ander, maar wat nie ander laat sterwe nie. Dis 'n harde woord, nê? Want veral as ons nou in lydenstyd kom. So kom ons dink net uit die perspektief van lydenstyd. So lydenstyd nooi ons in om in te val agter die lam. Ja. Nee. Ja. En so aan die een kant is dit half moeilik, want in ons gedagtes is ons by die leeu. Ja. Maar lydenstyd sê kom in die lyn van die lam. Ja. En dit maak, kom ons praat net gou-gou, ons gaan so 10 minute daaroor praat. Ons is nou amper daar, maar wat sou dit prakties beteken? Want dis nou 'n mooi beeld, die leeu en die lam. Maar hoe sou dit prakties beteken waar ons hierdie oorlog beskou? Skalk, wat dink jy, wat behoort die lyding van Christus in ons los te maak in hierdie tyd, in hierdie situasie? Trane oor 'n wêreld wat nie leer nie. Trane oor mense wat onnodig sterwe. En gebed, kom Here Jesus, ja, kom gou. Ja. Ek en Marike bid elke oggend, het ons 'n lang gebedslys. Ek het dit op my rekenaar geskrywe, sodat ek nie vergeet nie, so ons werk so deur die lys. Maar een van ons gebede is vir wysheid en geregtigheid by leiers in die wêreld, by regerings. Want daar is so min wysheid, so min geregtigheid. Daar's soveel eie geregtigheid, eie reg, soveel gierigheid, soveel, ek weet nie eers wat om te sê nie. En al wat ons kan doen is 2 dinge. Die een is om te bid, kom Here Jesus, en die ander is om absoluut met ons lewe en ons optrede en ons praat getuies te wees vir die lam wat homself geoffer het. Marius, ons wil partykeer oorlog maak omdat ons bang is die ander ouens kom ons doodmaak. Ja, dis 'n verdedigingsmeganisme om onsself te beskerm. En nou sê ons het die reg om onsself te beskerm. Ons het die reg om onsself te beskerm, maar Jesus sê maar kom ons vat hierdie ding gou nie net na oorlog toe nie. Kom ons vat hom net dood eenvoudig na, want weer eens die bomme val nie hier nie, né?
Dis nie hier waar die bomme val nie. En 'n tweede ding is net, ek dink wat dit ook maak is hoe maar ons is in 'n oorlog vandag ook teen mekaar, teen mense. So hoe reageer ons? Hoe sensiteer hierdie ding ons? Hoe wys hierdie ding vir ons iets van wat in ons eie harte leef teenoor mense en weet hoe ons situasies hanteer? Want weer eens, ons kyk dit oor die nuus, dis ver. Maar ons kyk dit nie van naby nie. Ek dink, Marius, ek dink die eerste ding wat 'n mens jou moet van weerhou, al is dit ver, is om die oorlogsvideootjies te kyk as vermaak. Ja. Pas op daarvoor. Dit is baie belangrik wat jy sê. Dis nie vermaak nie. Daar is mense wat sterwe. As jy vind dat jy daarna kan kyk en jy wil nie huil nie, dan moet jy liewer ophou kyk. Kan jy bekommerd wees? Dan moet jy ophou kyk, want dit is kyk geen, kom ek wil net, dit is 'n gedagte klaarmaak waarmee ek net nou begin het, dan wil ek net sê, ons beklei omdat ons dink die ander ou gaan ons doodmaak, maar as ons regtig glo dat die Here Jesus opgewek is uit die dood, dan is die dood vir ons nie 'n verskrikking nie. Ja. En ons hoef nie bang te wees Dan vir die dood nie. Dan reageer ons nie uit vrees nie. Dan hoef ons nie uit vrees te reageer nie. En dan kan ons met groter helderheid reageer en dan hoef ons nie met mekaar te beklei nie. En dan sal daar nie oorlog wees nie. En dan sal daar nie oorlog wees nie. Want ek het vir 'n gemeentelid wat eenmaal gesê het, kyk, hy het sy geweer uitgehaal en vir my gewys en hy het vir my gesê, as hier 'n man in hierdie huis inkom, hy sê, dan skiet ek hom tussen sy oë en hy's dood. Toe ek vir hom gevra, was jy in die weermag, was jy op die grens? Hy sê, nee. Ek sê, dit is nie so maklik om iemand te skiet. Om iemand te skiet is 'n verskrikking. Ek het geweier. Ja. Al doen jy dit, dink jy doen dit vir die regte rede. Al dink jy doen dit vir die regte rede, jy maak nie net daai persoon dood nie. As jy 'n persoon doodmaak, maak jy jouself dood. Maak jy jouself dood. En dit is, daar's nie 'n manier wat dit regverdig kan wees nie. Laat hom dan liewer jou doodmaak. Dis amper, jy weet, ek is nie bang vir die dood nie, want ek behoort aan die Here Jesus. Jy weet, So wie kom ons, ek wil afsluit net met 'n gedagte. Ek dink, ja, ons is in lydenstyd. So as ons gevra word in lydenstyd om die lam te volg, dan gaan dit oor, laastens, dit gaan oor die rou van Christus en hoe dit resoneer in die rou van ons eie lewe. Dit gaan oor gebed. Dit gaan oor om eerlik met die Here te praat, oor jou stryd, oor vrede, oor jou nadenke, oor geregtigheid, oor waarheid, oor medelee. En ek dink net die hele kwessie oor opofferende liefde. So ja, kom ons stap daai pad in lydenstyd en kyk waar dit ons inbring in die wêreldgebeure en hoe dit ons hier kom raak om te kan leer ook hier uit en op 'n vreemde manier. Ons kan nie die wêreldgebeure verander nie, maar ons kan tog klomp goed verander. So ja, ek wil almal uitnooi, kom stap in lydenstyd ook saam met ons. Saam met ons agter die lam. Lam, ja.